Nou ja, hier praat ons nou oor die Christelike Antichrist nommer 4, as ek dit nie mis het nie. Nou gaan Paulus aan, en hy skryf hierso, Paulus skryf in Kolossense 1 vers 9, en ek wil altyd sê, jy weet, as ek na Kolossense wil ek altyd sê, en Paulus want Paulus praat soveel diep dinge, hy is regtig ons apostel. Kolossense 1 vanaf vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag dat ons dit gehoor het. Nou hoor jy wat sê Paulus? As jy het van die begin af die evangelie gehoor by Puna, Warren Litzman, Pieter Toy, wie ook al, jy het van die begin af hier die evangelie gehoor, en hy sê vir Timotheus, bly by wat jy van die begin af gehoor het. Hy sê vir die Galasiërs, bly by wat julle van die begin af gehoor het, dat Christus ons met God versoen het deur sy kruisdood. En dat ons een is met Christus en Christus is een met ons. Hy sê, luister, van die begin af dat julle dit gehoor het, maar, dan sê Paulus, julle hoor, maar julle luister nie, julle kyk, maar julle sien steeds nie. Jy wil nog steeds aanhang en aanhou aan jou kerk se valse dogma van tekens en wonderwerke gebaseer op Jesus van Nasaret en nie die Christus wat opgestaan het uit die dood uit nie. Paulus is baie adamant daarop. As vir my om te lewe is Christus en te sterwe is wins, want ek soek daarna en ek streef daarna om in hom gevind te word, nie met 'n geregtigheid van my eie wat gebaseer is op die vlees nie, maar dat ek die hoë roeping van God in Christus Jesus kan verkry, sodat ek eendag aan die opstanding van Jesus kan deel hê. En as daar nie 'n verhouding en 'n eenheid is tussen jou en Christus nie, gaan jy nooit eendag aan die opstanding van Christus deel hê nie. Jammer, dis wat Paulus sê, en ek sê maar wat die Bybel sê. Maar kyk wat sê hy hierso. Daar hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word by die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Wie jy, waarvoor bid jy altyd vir mense? Het jy ooit daaroor gedink? As iemand nou vir jou nou sou sê, hoorie my broer, bid vir my. Wat gaan jy bid? Gaan jy sê, okay, waarvoor wil jy hê, moet ek bid? Want Jesus sê, dat wat jy ook al mag vra, sal jy verkry. Noem dit by die naam. Jy het al gehoor, ek het dit ook al vir mense gesê. Wat is dit wat jy wil hê, ek wil vir jou bid broer, kom ons noem dit by die naam, en ons stem daaroor saam, en dan gebeur die wonderlike ding, en in steede om daaroor saam te stem, val almal saam op die grond. Hoor jy wat ek sê? Kom as ek vir jou bid vir my broer. Die Bybel sê, wat 2 of 3 saamstem oor enige saak, so sal dit wees. Maar nou gestem hulle nie saam nie, nou val hulle saam. Hulle val as jy vir hulle bid. Dus hoekom as ek vir iemand bid en hy val, dan gryp ek om sy bors en sê, jy staan reg op terwyl ek vir jou bid. Die Bybel sê, wat 2 of 3 saamstem sal dit wees, nie wat 2 of 3 val nie. Sien, daar is alreeds klaar 'n anti-christelike ding. En die Bybel sê, wat 2 of 3 saamstem, so sal dit wees, nie wat 2 of 3 val, saamval, en 'n doekie oor jou beentjies gegooi word, sal dit so wees nie. Want dan verloor jy beheer oor jou sinne, en jy kan nie ooreenstem met wat Paulus gesê het, en Paulus sê, waarom sal ek in 'n trance moet wees as ek in waaragtigheid kan bid? Waarom moet ek in tale kan bid as ek in verstaanbare taal kan bid? Waarom kan jy sê amen as jy nie hoor wat ek bid nie? Want dit dan bid jy duiwels. Maar waar 2 of 3 saamval, so sal dit wees, bog. Nou sê Paulus, hy sê, ek bid dat julle sal vervul word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Al kom iemand met my, dis my broer Puna, ag dominee, wil jy nie vir my bid, ek is in 'n stryd, jong. Ja, die Here my uitlig uit die stryd uit, dan bid ek, sê vir hulle, Vader, baie dankie vir die stryd, en ek vra dat jy dit so 'n bietjie erger maak vir hulle. Wat hulle kan kom tot die kennis om te weet, Here, dit is nie u wat hulle uit die situasie gaan help nie, maar hulle wat op u moet vertrou, dat u hulle sal deurdra deur die situasie. Dan raak hulle baie kwaad, dan kom hulle nooit weer na my toe en sê, dankie Here, ek het hulle nie eintlik nodig gehad nie.
Maar ek is volgens wat die Bybel sê. Jy kan nou sê ek is onbeskof en ek is rou, maar ek is nie, ek doen wat die Bybel sê. Maar kyk wat sê Paulus. Hy sê sodat julle waardig die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra in die kennis van God mag groei. En met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hierdie praat hier van fisiese wonderwerke en fisiese uitligheid situasies en prosperity en goeders nie. Nee. Hy praat dat jy in hierdie kennis van God goeie vrug mag dra. Met krag bekragtig word om dit te kan aanskou. Volgens die mag van sy heerlikheid in lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap kan bly wandel om God behaaglik te wees. En die Vader dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Wat is die erfdeel van die heiliges in die lig? Is om te deel in die kruis en in die lyding van Christus. Is dit nie wonderlik nie? Die Here sê ek het julle geroep om deel te hê aan die kruis, deel te hê aan die opstanding, deel te hê aan die hemelvaarding en weer deel te hê aan die wederkoms. Nie deel te hê aan Jesus van Nasaret. Die Paulus praat hier direk van die hemelse Christus. En ek sê weer, as jy hierdie hemelse Christus vervang met 'n aardse Jesus van Nasaret, die hemelse Christus vervang met ekstatiese belewennisse en manifesterings, dan het jy 'n anti-Christ geword. Jy sien, ek het vir jou gesê, God praat nie apart en geskei van Christus nie. Die Vader praat deur sy Seun, Jesus Christus, en Jesus praat deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees bring ons in lyn met die Christus wat in ons is en wat ons lewe is, en as ons in lyn is met die Christus en ons wil besef, dat ons is waaragtig een gees met hom, ons is waaragtig in hom en hy is waaragtig in ons, dan kan ons met alle eerlikheid sê, my lewe is in Christus, in God verborge, en ek gaan saam met Christus in heerlikheid geopenbaar word. Wat is hierdie heerlikheid? Te weet dat Christus my lewe is, en dat Christus in my lewe. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van sy Seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het, deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Nog voor die hele skepping gemaak was Christus deur God gegenereer, sy handelinge as Hebreërs vir ons. Nog voor die skepping gemaak was, het God Christus prominent gestel om die hoof in alles en in almal te wees. Luister wat sê die Bybel. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Jou eerste gedagte, jou eerste lewe, jou eerste geboorte is Christus Jesus. Hy is die eersgeborene van die hele skepping, want God het hom eerste voortgebring, sodat die skepping deur Christus kan funksioneer, en dat jy deur Christus kon funksioneer, nie deur sy dade en sy werke nie, maar deur hom as 'n persoon kon funksioneer. Maar wat doen ons? Ons raak anti-christelik en ons probeer deur tekens en wonderwerke en manifestasies en allerhande belydenisse en goeterse en verbintenisse met Jodendom en Joodse gemors en al daai tipe goeters. Nou dink ons, nou het ek deel aan Jesus Christus. Nee. Deel te hê aan Jesus Christus as eersgeborene van die hele skepping beteken dat die Vader het bepaal dat alles in Christus standhoudend moet wees, dat alles deur Christus funksioneer, dat alles vir Christus funksioneer en dat Christus alles in jou moet wees.
Luister wat sê Paulus. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur die bloed, naamlik die vergifnis van die sonde. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel is en op die aarde is, en sienlik en onsienlik, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Jy sien, Jesus is voor alle dinge, en alles word in stand gehou in Christus Jesus. Die Bybel sê, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode. Hier sê Paulus duidelik vir jou, Christus is die eersgeborene uit die dode. Daai verwys na die hemelse Christus, met wie jy veronderstel is om een te wees. Hierdie hemelse Christus waarvan die Bybel praat, is die hemelse Christus, God wat uit die dood uit opgestaan het. God wat aan die regterhand van die Vader sit. Dit is die Christus wat jy moet dien. Jy sien, hierdie Christus is die hoof van alle dinge. Alles word in hom in stand gehou, alles funksioneer deur hom, sodat hy in alles eerste kan wees. As jy deur die Heilige Gees funksioneer, is jy 'n anti-Kris. As jy deur God probeer funksioneer, is jy 'n anti-Kris. Want in Christus hou alle dinge stand, en deur hom is alle dinge, en hy is die hoof in alle dinge, die eersgeborene uit die dode. Jy kan nie nou sê, nou het ek Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, nou skuif ek om een kant en nou leef ek deur die Heilige Gees nie. Dan vervang jy Christus met die Heilige Gees. Jy stoot Christus uit en, onthou jy my driehoekie? Jy skei die Christus van die Triniteit. En as jy hierdie Christus van die Triniteit skei, my broer en my suster, dan wil ek vir jou sê, dat sonder Christus is daar nie 'n verhouding nie. Sonder Christus is daar nie 'n God wat met jou praat nie. Sonder Christus is daar nie 'n Heilige Gees wat met jou praat nie. Want jy sien, die Bybel sê, God spreek deur sy Seun, en die Seun vat van wat die Vader is, en hy gee dit aan die Heilige Gees, en die Heilige Gees gee dit aan ons, wat in Christus is. As jy nou 'n swart kolletjie daar kan sit, dan weet jy, dis jy, wat in die goddelike Triniteit in Christus, die lewende God is. Dink 'n bietjie daaroor na. As jy nou kan kyk, dan kan jy sien daar is 'n kolletjie. En dit beteken, jy is in Christus, in God verborge. Jy sien, want Christus het jou in God ingebring, en daarom word jy dus dan in die Godheid self verborge en beskerm, en jou lewe is in die Godheid self vasgevat. Eersgeborene uit die dode verwys na die hemelse Christus. Die Christus wat in jou gebaar is. Die Christus wat die saad van God is.
Ek sluit af. Luister wat sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 5 vers 20. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons 'n verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Daar is nie 'n ding soos 'n salwing van die Heilige Gees nie. Daar is nie 'n ding soos dat jy wandel in die salwing nie. Luister wat sê die Bybel 1 Johannes 22. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Hoor jy? Julle het die salwing van die Heilige. Dit is Christus. Die Heilige Seun van God. Dan sê hy, vers 27, 1 Johannes 2:27. Luister mooi. 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, dat wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggestuur word by sy wederkoms nie. Sien jy, hier sê Johannes vir jou soveel duideliker. Jy het nie 'n salwing of 'n uiterlike belewenis of 'n ekstatiese ervaring nodig nie. Jy het nie 'n salwende wonderwerk nodig nie. Jy het nie nodig dat jy in die sogenaamde salwing van die Heilige Gees, is 'n Ou Testamentiese konsep daai in elk geval, kan wandel nie, want die Heilige, die Christus in jou, is jou salwing. Jy weet alles. Daarom kan jy waardiglik God wandel. Jy kan waardiglik die Here wandel, want hierdie Christus is in jou. En hierdie Vader praat in sy Christus wat in jou is. En sy Christus wat in jou is, praat met sy Heilige Gees wat in jou is. En hierdie Christus van God, wat met die Heilige Gees praat, praat dan met jou presies dit wat God gesê het. Hoekom werk dit so? Want die Vader weet, dat hy wat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As die Vader deur die Seun in jou praat, dan weet jy kry 'n woord van waarheid, want Christus kan nie lieg nie. En dan weet jy, Christus gaan dit wat hy van die Vader ontvang, vir die Heilige Gees gee, wat die Gees van die waarheid is. Hy sal ook nie lieg nie. En weet jy, as Vader deur Christus met jou praat, dan gaan jy nooit sê, God het vir my gesê, of die Gees van die Here het vir my gesê nie. Jy gaan ook nie sê, ek voel en ek ervaar dit. Dit gaan nie teenwoordig wees nie. Want Christus is in jou, jy het die sin van Christus, jy weet alle dinge, en hierdie salwing van die Heilige leer jou, en jy bly in hom, en hy in jou, wat die waaragtige God is, Christus Jesus. As iemand vir jou kom en sê, ek het so 'n salwing gehad, sê vir nee, bly stil broer. Daai is nie God gewees nie, hoor, dit is jou emosies. Want as die Christus, die Heilige in my is
en hy is in my, hy is my lewe, hy is jou lewe, wedergebore kind van die Here, dan gaan jy nie uiterlike manifestasies en uiterlike belewennisse en uiterlike ervarings nodig hê nie. Jy gaan nie nodig hê om na die Jodendom toe te gaan nie. Jy gaan nie nodig hê om na Jesus van Nasaret te gaan nie. Jy gaan nie nodig hê om na die Torah toe te gaan nie. Jy sal nie nodig hê om na die Joodse feeste te gaan en na die shofars te gaan blaas nie. Jy het nie nodig om te gaan na die wet en na Moses toe nie. Want die Heilige sy eie verstand is in jou. Wat sê Paulus? Laat hierdie verstand in julle is wat in Christus Jesus is. Hy sê ons het die sin van Christus en ons weet alles. Hoekom? Want Vader, wat die waaragtige God is, sal alleen spreek in Christus wat die waaragtige God is. Sodat Christus wat die waaragtige God is, dit wat die waaragtige God, die Vader hom gesê het, aan God, die waaragtige God, die Heilige Gees sal gee. En die Heilige Gees, die waaragtige God, sal net van Christus getuig en net Christus verheerlik. Haal jy Christus uit en jy vervang hom met enigiets anders ter behalwe die lewende Christus, is jy 'n anti-Christ. Die oomblik wat jy enigiets aan Jesus skakel, aan Jesus hak, of Jesus probeer komplementeer met enige iets, werke, tekens en wonderwerke, miracles en wat se goeters ook al, dan is jy 'n anti-Christ, want die Heilige is in jou, die waaragtige God, wat gesê het, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En God gaan nie met jou, of met my, of met Joel Osteen, of Brother Joshua, of wie ook al, praat nie. Hy gaan nie met Dani Botha praat nie. Hy gaan net in Christus praat. Deur Christus. Christus gaan met die Heilige Gees praat. En die Heilige Gees gaan in jou praat, dat jy in lyn kan kom met hierdie Christus in jou, sodat jy deur die Heilige Gees gevorm kan word na die beeld en die gelykenis van die Seun van God, bo in die hemel. So kry jou gedagtetjies uit hierdie wêreldse dinge uit tekens en wonderwerke en herlewings uit, kry dit in Christus in. Hoor om te hoor en kyk om te sien. Maar moenie hoor en nie luister nie, en moenie kyk en nie sien nie. Kyk en hoor en luister. Tot ons weer praat. Totsiens.